Vriende, hartlik welkom. Ons is aan tafel en vandag reis ons verder in die 4de episode van ons reeks en vandag ontvang ons die gaste by hierdie tafel. Ons het saam met mekaar gereis in hierdie reeks aan die hand van 4 temas. Die eerste tema was gewees, ontmoet die gasheer. Ja, in 1 Korintiërs 2 vers 2 sê Paulus, ek het myself voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus en wel oor hom as die gekruisigde nie. Tydens Paasnaweek het ons reis saam met mekaar begin en ons het by die nagmaaltafel ontdek dat Jesus, die gekruisigde en opgestaane Here, hy is die gasheer van hierdie tafel. Ons het ook in die tweede week van ons reeks saam met mekaar die uitnodiging ontvang om deel te neem aan dit wat by hierdie tafel gebeur. Galasiërs 2 vers 20. Paulus sê in vers 19, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Jy sien, wat is die uitnodiging wat ek en jy ontvang aangaande hierdie tafel? Dit is 'n uitnodiging om nie net te weet van Jesus die gekruisigde nie, maar om self my eie kruis op te neem, myself te verloon, aan myself te sterf, sodat ek weergebore kan word en die nuwe lewe in Jesus kan ontvang. Aan tafel gebeur dit ook dat ek en jy die spyskaart oorweeg wanneer ek en jy aan tafel verkeer. Johannes 6 sê Jesus in vers 35, ek is die brood wat die lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Jy sien, die spyskaart op sigwaarde bestaan uit brood en wyn, Jesus se liggaam en Jesus se bloed. Maar wanneer ek en jy van naderby kyk, dan sien ons hierdie spyskaart is 'n spyskaart wat heeltemal genoegsaam is. Dis nie net iets wat ek eenmalig sou eet of drink nie, maar Jesus sê, wanneer ek aan hom deel kry, sal ek nooit weer honger kry nie, en sal ek nooit weer dors kry nie, want die maaltyd wat hy my bied, is heeltemal genoegsaam. En dan, wie betaal die rekening vir so 'n groot maaltyd? Die goeie nuus is, Jesus nooi my en jou nie net na die maaltyd toe uit nie. Hy bring nie net hierdie ete na die maaltyd toe nie. Hy is nie slegs die gasheer van die maaltyd nie, maar hy het die volle rekening vir hierdie maaltyd reeds betaal. Jy sien, vriende, vanoggend aan tafel ontvang ek en jy dan die gaste by hierdie tafel. Maar miskien vra jy, kan ek werklik een van hierdie gaste wees? Ten spyte van my foute, ten spyte van my verlede, het ek ook plek aan hierdie tafel? In ons reeks het ons vir Petrus ontmoet. Ja, jy onthou vir Petrus. Dit is die persoon wat in die binnekring van Jesus se disippels was. Ja, hy was die eerste om te erken dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God. Hy was die eerste om te sê, maar hy is bereid om saam met Jesus te sterf, om hom te volg tot in sy dood. Maar hy was ook die eerste om Jesus te verloon, toe hy gekruisig word daardie aand. Petrus, wat nooit 'n kans gehad het om hierdie saak met Jesus reg te stel nie, ontmoet vir Jesus weer na afloop van die kruisiging. Petrus, stel jou voor wat in sy hart moes gebeur het toe hy Jesus weer sien. Maar Jesus kom nie na Petrus toe en vra vir hom, Petrus, hoe lyk jou geloofsprestasie nie? Maar hy kom vra vir Petrus, hoe lief het jy my? En dan kom bevestig Jesus aan Petrus dat hy
hom genadig is, dat hy hom vergewe het en hy herbevestig sy opdrag. As God se genade vir Petrus genoeg kan wees, dan glo ek, sy genade is vir my en vir jou ook genoeg. Maar vanoggend reis ek en jy dan verder saam met hierdie einste Petrus, om te ontdek wie is die gaste by hierdie tafel wat verwelkom moet word. Ons lees saam met mekaar uit Handelinge hoofstuk 10 vanaf vers 9. Die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep toe van die huis om te bid. Hy het later honger geword en wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende diere, van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Maar hy hoor die stem toe weer vir hom 'n tweede keer sê, wat God rein verklaar, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het toe onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord toe, kaptein Kornelius, opregte en godsvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Kornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gaan kniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is maar net 'n mens soos jy. Terwyl Petrus met Kornelius praat, gaan hy die huis binne waar baie mense bymekaar aangetref word. En hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het. Kornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3 uur die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my en sê, Kornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur vir iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerloier, wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Daar volg Petrus se toespraak toe by Kornelius. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het,
naamlik die evangelie van vrede wat Jesus gebring het. En hierdie Jesus, hy is die Here van almal. So Petrus het gedink, hy sien 'n spyskaart. Maar eintlik, toe sien hy 'n gastelys. Kom ek verduidelik. 'n Spyskaart. Petrus sien 'n visioen van 'n maaltyd met al die onrein diere waarvan die Jode nie geëet het nie. En hy hoor slag en eet. En hy sê nee Here, dit kan ek nie doen nie. Maar hy hoor wat ek rein verklaar, mag jy nie onrein ag nie. 'n Gastelys. Jy sien Petrus het gedink hy sien 'n spyskaart, maar dit breek vir hom oop dat hy sien 'n gastelys, want hy besef, net soos hy in die visioen onderskeid gemaak het tussen rein en onrein, want hy het gedink dit is hoe God maak, onderskeid tussen rein en onrein, onderskeid tussen mense wat Jode is en nie Jode is nie. Maar nou hoor Petrus, maar God maak nie onderskeid tussen mense nie. Petrus het homself voorgestel dat God se gaslys, diegene wat plek het in sy koninkryk, is slegs mense wat Jode is, mense soos hy. Dit is hoe hy homself die gaslys voorgestel het. Maar nou word Petrus hier met iets ongemakliks gekonfronteer. Petrus, wie dit in sy Joodse DNA so tweede natuur is, om te weet, dit is rein, dit is onrein. By hierdie mense skaar ek my, by hierdie mense skaar ek my nie. Volgens hierdie wette eet ek, die volgende en die volgende nie. Volgens hierdie feesdae vier ek hierdie feeste en ander feeste nie. Volgens ons Joodse kulturele praktyk besny ons, volgens ons Joodse kulturele praktyk vier ons die Shabbat, en Petrus was so bekend gewees met wat dit beteken om 'n Jood te wees en soos 'n Jood te lewe. Maar nou is die onmiddellike implikasie, Petrus ontvang nie hierdie boodskap in die visioen as 'n teorie nie. Hy word onmiddellik met die prakties gekonfronteer. En die praktyk hiervan is, eerste in sy eie huis ontvang hy hierdie mense van Kornelius wat nie Jode is nie. En dan reis hy saam met hulle en hy gaan weer homself as 'n Jood in 'n nie-Joodse huis tuis. En dan, te midde van die teenwoordigheid en die huis van 'n nie-Jood, 'n grens wat Petrus oorgesteek het, word hy die spreekbuis om te sê, ek wat 'n Jood is hier om vir julle in julle teenwoordigheid te sê dat mense wat nie Jode is nie, is saam met ons gelyk voor God. Dink aan 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God maak nie onderskeid nie, maar in enige volk neem hy die mense aan wat hom vereer en doen wat reg is. So die gastelys. Die kriteria vir hierdie gastelys is nie nasionaliteit of kultuur, soos Petrus gedink het nie, maar hy sê, dit is geloof en gehoorsaamheid. Petrus sê, God neem mense aan uit enige volk en taal, wat hom vereer, wat Jesus vereer, en hulle tot hom bekeer deur die geloof, en dan doen wat reg is. Petrus kom sê vanoggend vir ons, wie kan 'n gas wees aan Jesus se tafel in sy koninkryk? En Petrus kom sê vanoggend vir my en vir jou. Enige een kan deur geloof en gehoorsaamheid 'n gas wees by Jesus se tafel. Toe antwoord Petrus hulle en sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ons lees nou uit Handelinge hoofstuk 2, ons aanvangswoorde vanoggend.
dit wat God beloof het, is vir julle, en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat God na hom toe sal roep. Nou, wanneer ons hierdie woorde lees, dan onthou ons, hierdie woorde staan in Handelinge 2, op Pinksterdag. Hier is Petrus ook aan die woord. En Petrus sê, wanneer hy daar met Jode praat wat by die fees is, dit wat God beloof het, dit is vir julle en vir julle kinders, maar is ook vir almal wat daar ver is. Dit wil sê die nie-Jode, vir almal wat God toe, na hom toe sal roep. Ek en jy is vandag hier, omdat ons waarskynlik al die roepstem van Jesus gehoor het. Maar my vraag aan jou vandag is, het jy al aggeslaan op hierdie roepstem van Jesus, wat jou nader roep, wat jou wil roep tot bekering, wat jou wil roep tot oorgawe, wat jou wil roep tot 'n wedergeboorte, wat jou wil roep tot selfverloning, wat jou wil oproep tot 'n lewe met Jesus. Jy sien, Jesus, die gekruisigde, is die gasheer by hierdie tafel. Hy nooi my en jou om aan onsself te sterf. Die maaltyd wat hy ons bied, herinner ons aan sy sterwe, wanneer ons hoor, dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is, dit is sy bloed wat vir ons gevloei het. Jesus beloof dan dat hierdie maaltyd heeltemal genoegsaam is, want wanneer 'n mens een keer van hierdie maaltyd geëet het, sal jy heeltemal versadig wees. Jy sal die sekerheid hê dat jy deel het aan die ewige lewe. Dan hoor ons dat Jesus het reeds die volle rekening vir hierdie ete betaal. Jesus nooi jou om 'n gas te wees aan sy tafel, maar hy stuur jou ook om hierdie uitnodiging met ander te gaan deel. As jy in Jesus glo en jouself heeltemal aan hom oorgegee het, is jou naam op Jesus se gaslys en het jy plek aan sy tafel. Hier aan die tafel neem ons nie net ons plekke in wat die gasheer, Jesus die gekruisigde, ons gee nie. Ons neem nie net deel aan die maaltyd wat hy ons gee nie. Maar ek en jy leer hom al meer, beter en dieper ken. En na mate ons deel het aan hierdie maaltyd wat hy ons gee, na mate ons deel kry aan Jesus self, leer ons hom nie net beter en dieper ken nie, maar verlang ons om meer soos hy te word. Jesus het homself vir ons gegee, maar nou vra hy dat ons onsself vir hom sal gee. Amen.